kom. Kom ons bid. Hemelse Vader, daardie besondere lied wat ons gesing het, oor Where He May Lead Me, I Will Go, het gepraat van ons vriend van Golgotha, ons verlosser, God wat mens kon word het, die een wat sy lewe in ons plek aan die kruis gegee het, wat uitgeroep het, dit is volbring, sodat ons vry ander kant kan uitgaan, dat ons vanmôre kan sê, ons is mede-erfgename van God of van Christus Jesus, en dat ons kinders van God is, op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het. Vader, ons besef dat ons niks van hierdie seëninge uit u hand enigstens, Here, as vanselfsprekend kan aanvaar nie, maar dat alles loutere genade en guns uit u hand is. Daarom wil ons vanmôre sê, soos die psalmdigter, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Here, baie dankie vir elke gesin wat vanmôre hier is, dankie vir elke vader wat vanmôre hier is, dankie dat ons in u naam en in u huis kan saam wees, en ek wil bid dat u hulle sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, dat ons sal besef hoe wonderlik u ook die gesin saamgestel het met die man as hoof van die huis, om ook die gesin te lei na waters waar rus is, om hulle te lei in hierdie kosbare waarhede van God se woord, om as voorbeeld dan ook hierdie gesin te lei, sodat ons eendag voor u kan staan as gesin om te sê, Here, ons het die goeie stryd gestry, en deur u genade het ons die wedloop volëindig, en ons het die geloof behou. En ag, baie dankie dat ons met die verwagting kan uitsien, Here, dat ons uit u mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Ag Here, ons bid ook vanmôre dat u die waarheid van die woord sal seën in ons harte, dat u dit vir ons maklik sal maak om te luister, na afloop van die diens waar ons gaan saam wees vir die vergadering, dat u ook wysheid sal skenk, Here, in die vergadering, en dat u in alles verhoog en verheerlik sal word. En ons bid dit met soveel dankseggings, omdat u die hoorder en verhoorder is van ons gebede. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek vra om die woord van die Here saam met my oop te maak, by 1 Petrus die 3de hoofstuk. By hierdie Vadersdag geleentheid gaan ons daar uit 1 Petrus die 3de hoofstuk lees, daar die eerste 7 verse. Ons lees saam uit 1 Petrus die 3de hoofstuk. Nou Petrus is die skrywer van hierdie bepaalde brief, en die almal weet dat hierdie man Petrus Jesus verraai het. Die Here sê vir hom, Petrus, jy gaan my verraai, en hy sê, Here, daar is nie 'n kans nie. Hy sê, Here, ek sal dit nooit doen nie, al sal almal van u wegvlug, ek sal u bly volg. Petrus, voor hierdie diensmeisie soog, en die Bybel sê vir ons dat hy bitterlik geween het, die Here het genade geskenk, daar by die see van Tiberias. Petrus, het jy my lief, Here, u weet dat ek u lief het. En wat Petrus eintlik daar vir die Here sê, Here, ek sal u nooit kan lief hê soos ek u moet lief hê nie. Maar Here, u weet ek het u lief. Ek wil my lewe aan u wy. En elke ware kind van die Here sit vanmôre hier en ons sê met ons hele hart, Here, u weet ek wil u meer lief hê. Daar is 'n groter begeerte in my hart om gehoorsaam aan u te wees en u te volg elke oomblik van elke dag. En dikwels gebeur dit nie. En daarom vind ons ook dat die woord vir ons sê dat die Heilige Gees ons gedurig deur herinner aan die woord, en die Heilige Gees lei ons in die waarheid, sodat ons die Here ook elke dag meer welbehaaglik kan wees. Nou Petrus is die skrywer van hierdie brief. As u al deur 1 en 2 Petrus gelees het, dan kan mens amper nie jouself indink dat 'n impulsiewe man soos Petrus so kon verander het, en dan hierdie briewe geskryf het nie, maar deur die krag van die Heilige Gees het dit gedoen. En kom ons lees vanmôre wat sê 1 Petrus 3 vers 1 tot 7. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine godsvreesende wandel aanskou het. Pragtige woorde, besondere woorde. Nou, baie interessant is, Petrus skryf baie oor die huwelik, en hierdie hele brief eintlik gaan, of hierdie hele hoofstuk gaan daaroor, en Petrus was 'n getroude man. Die Bybel sê vir ons so. Onthou u, Jesus het sy skoonmoeder gesond gemaak, toe hy by hulle gaan kuier het. So Petrus weet presies, wat is die maklike en die moeilike dinge in die huwelik, en hy kom en hy praat met die vroue, en hy sê vir hulle, wees aan julle eie mans onderdanig, sodat as ander na julle lewe kyk, hulle sonder woorde gewin kan word, as hulle sien
hoe julle lewe, hoe julle nie net sê Here, Here nie, maar julle doen wat hy sê. Vers 3, baie belangrik. Julle versiering moenie uiterlik wees nie, haarvlegtery, omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborgde mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is voor God. Baie besondere woorde, vers 5. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was aan hulle eie mans onderdanig, so Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Nou vriende, ek wil net daar 'n onderbreking maak, want die 7de vers gaan nou in 'n hele ander rigting in. Die eerste 6 verse praat Petrus nou besonder met die vrou, en wat Petrus hier wil sê is, dat ons kan baie van die woord weet, maar as ons dit nie uitleef nie, as ons dit nie doen nie, beteken dit nie veel nie. En nou kom Petrus en hy praat met die mans. Hy sê, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Nou, ek gaan vanmôre stil staan by hierdie vers, en wat ek gaan doen is ek gaan hierdie vers basies woord vir woord uitlê. Ek het daaraan gedink die afgelope tyd, ek het al so baie gepreek oor vaders wat hulle kinders moet opvoed in die woord van die Here. Ons het teruggegaan na die Ou Testament, waar die Here vir Moses gesê het dat hulle geonderrig moet word in die woord. Ek het al baie gepraat oor die gedagte van dat vaders hulle kinders moet tug in die vrees en die vermaning van die Here moet opvoed. Ons het laasweek bietjie daarna gekyk, maar vanmôre wil ek stil staan by hierdie vers en dit vir u woord vir woord verklaar onder hierdie baie besondere gedagte van man wees volgens 1 Petrus 3 vers 7. Man wees volgens 1 Petrus 3 vers 7. Ek lees dit weer vir u die vers. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. En ons gaan vanmôre praat oor die gedagte van man wees volgens 1 Petrus 3 vers 7. Nou vriende, ek wil begin met so verhaaltjie of 'n staaltjie wat ek gehoor het, of 'n gedagte so tyd terug by die Shepherds Conference. Miskien het u dit ook al gehoor, miskien het u dit al op radio of miskien in 'n preek gehoor, maar verdra my maar, want dit het so goed ingepas by die boodskap wat ek vanmôre met u wil deel, dat ek besluit het om dit ook vanmôre aan u oor te vertel. Nou, my kleinkind Jana Lee, as hy my sien, oupa, storie. En oupa het al stories vertel, ek kan vir u sê, dit is nou al 'n klomp stories gewees, en elke keer na die tyd vra sy my 10 vrae. So ek vra dat ek die stories sal vertel, en sy klaas, jy my nie vra nie, behalwe na die tyd, as ons koffie of tee drink. Maar in hierdie Shepherds Conference en by 'n vorige geleentheid het ek ook al hierdie vertelling gehoor van die nuwe winkel wat hulle oopgemaak het in Amerika. Ek weet nie of jy al gehoor het daarvan nie. Dis 'n nuwe winkel wat oopgemaak het in Amerika. Hulle is mos altyd die grootste, die beste, die sterkste, die vinnigste en die eerste, né? Nou hierdie winkel wat oopgemaak het, staan bekend as die Husband Store. Die winkel waar jy 'n man kan kry, een wat jy graag wil hê. Nou hier's 'n paar reëls as jy by hierdie winkel aankom. Daar is 6 vloere by hierdie Husband Store. Ek sê dit maar in Engels, want dit klink baie beter as die Afrikaans plek waar jy 'n man kan verkry. Dis 'n Husband Store, né? Reëls, daar's 6 vloere. Jy mag elke vloer net eenmaal besoek. En as jy na die volgende vloer gaan, mag jy nie weer terugkeer na die vorige vloer nie. So, eenmaal 'n vloer besoek, en dan lees jy wat daar staan, en dan kan jy besluit, wil jy so 'n man hê, ja of nee. Dis ou vir die vroutjies, né, wat nou na hierdie winkel toe gaan. So is 'n Husband Store, en net die vrouens gaan na hierdie winkel. En hierdie vrou besluit toe sy soek 'n man. En sy kom by die Husband Store aan, en sy kom by die eerste vloer aan, en daar staan by die eerste verdieping 'n man met 'n baie goeie werk. En sy dink by haarself, miskien moet ek so 'n man vat. Daar's min mans wat vandag nog hard werk, wat 'n goeie werk het en wat 'n salaris inbring. En toe sy dink om by hierdie deur in te gaan en vir haar daar 'n man te kry met 'n goeie werk, dink sy by haarself, maar daar's nog 'n paar vloere wat oorbly. 6 vloere. So dit moet net beter raak. En sy besluit sy gaan 'n kans vat, sy gaan na die tweede vloer toe gaan. En sy kom by die tweede vloer aan, en daar staan man met 'n baie goeie werk en hy's goed met kinders. En sy dink by haarself, dis amper die jackpot wat ek hier slaan. Want 'n man wat goed is in sy werk en hy's goed met kinders,
is eintlik 'n baie skaars item en sy besluit, want as iets wat haar dryf hier binnekant. As daar nog vloere is, moet dit seker net beter word. En sy besluit sy gaan na die 3de vloer toe gaan en sy kom daaraan en daar staan 'n groot bord, man met 'n baie goeie werk, goed met kinders en aantreklik. En sy dink by haarself, wow. Miskien moet ek hierdie deur oopmaak en net vat wat ek kan kry en gaan. Maar daar's so ietsie wat hier binnekant haar dryf. Daar's nog 'n paar vloere oor. En sy kom by die 4de vloer aan. En daar staan, man met 'n baie goeie werk, goed met kinders, baie aantreklik en hy help met die huiswerk. En sy dink dit kan nie beter nie. 'n Man wat 'n goeie werk het, hy's goed met kinders, hy's aantreklik en hy help met die huiswerk. Dit moet 'n fantastiese man hierdie wees. En sy dink by haarself, daar's nog 2 vloere oor. En as dit elke keer 'n stappie beter gaan, dan moet ek verder gaan. En sy kom by vloer 5 aan. En daar staan, man met 'n baie goeie werk, goed met kinders, baie aantreklik, help met die huiswerk en romanties. En sy dink, ek moet nou vat en ek moet gaan. En sy dink, maar daar's nog 1 vloer oor. So wat kan vir my wag op die 6de vloer? En sy kom by die 6de vloer aan en daar staan, jy is vrou nommer 5.400.680.400. Op hierdie vloer is daar geen mans nie. Die winkel is geskep vir die doel om te wys dat vroue nooit tevrede gestel kan word nie. Nou vriende, dikwels lag ons oor vertellings soos hierdie, maar wat hierdie verhaaltjie illustreer vir ons, is dat beide die man en die vrou dikwels lewenslank op soek is na iets of iemand om die leemte in hulle lewe te vul. En daardie leemte word nooit gevul as dit nie eers in die Here gesoek word en gevind word nie. Hierdie verhaaltjie illustreer die hartseer gedagte wat ons beleef in ons dag en tyd, is dat die meeste paartjies soek vervulling in mekaar. En hulle laat die een wat die huwelik daar gestel het, uit die prentjie. En dikwels is hulle hartseer, is hulle teleurgesteld in mekaar, is daar wrywing, is daar konflik, die ontnigtering en die skok en die gedagte van ek het meer verwag in hom of in haar as wat ek gekry het, is die hartseer verhaal van soveel mense, soveel huwelike, en ongelukkig loop dit uit op die bose kringloop van egskeiding, 'n volgende verhouding, 'n volgende huwelik, 'n volgende egskeiding, en hierdie bose kringloop gaan vir baie jare aan, totdat mense moeg en moedeloos aan die einde van hulle lewe kom, en hulle sê, ek bly teleurgesteld. En ag vriende, vanmôre wil ek vir u sê, dat hierdie hartseer tendens vind ons reg oor ons land, en reg deur die wêreld. Een van my ooms, net om vir u dit te illustreer, was 7 keer getroud. 7. 7 is die volmaakte nommer. En na nommer 7 het hy agtergekom, maar vir hom is daar nie 'n volmaakte een nie. En hy tot aan die einde van sy lewe het hy geglo dat hy reg was en al 7 was verkeerd. En die Here het my een ding kom leer in hierdie verhaaltjie wat ek gehoor het en dit wat ek gehoor het van my oom en die hartseer verhale van sy verhoudings met vroue oor die jare, dat as ons vervulling in 'n persoon, in iets, in iemand soek, sal ons altyd teleurgesteld bly. Maar vriende, hoor, as ons ware vervulling, vrede en geluk in die Here soek, sal ons dit ook in mekaar in die huwelik vind. Dit is net wanneer ons totale vervulling in die Here vind, dat ons begin om mekaar te akkommodeer, mekaar te geniet, mekaar te respekteer, mekaar te ontdek en so ook die Here in alles te verhoog en te verheerlik. U sien, dit is net die Here wat totale vervulling kan bring. En wanneer my verhouding met hom die belangrikste is, dan maak al die ander verhoudinge sin in my lewe. Ek het vir u gesê aan die begin, die rede waarom ek op Vadersdag praat oor hierdie gedagte, is vaders is besig om in hulle seuns se lewe te bou, om eendag self pa en man te wees. Die pa leer die seun hoe om man vir sy vrou te wees, hoe om haar te behandel, hoe om saam met haar te leef, en ek wil vanmôre dit sê, die grootste geskenk wat elke vader sy kind kan gee, is om hom te leer om sy vrou reg en goed
en Bybels te behandel. Om haar reg, goed en Bybels te behandel. En ons gaan vanmôre nou uitkom by hierdie gedeelte in 1 Petrus 1 vers 7 en ons gaan praat oor die gedagte man wees volgens 1 Petrus 1 vers 7. Nou die eerste gedagte, vriende, waarna ons gaan kyk, die Here sê vir ons as mans, as man in my huis, as man vir my vrou en as pa van my kinders, dat ek moet verstandig met my vrou saamleef. Luister, die grootste geskenk wat jy jou kinders kan gee, is om hulle ma goed te behandel. Om hulle ma met liefde en met deernis te behandel. En dikwels hoor ek wat man sê, hulle sê maar, sy verdien dit nie. En ek het onlangs vir iemand gevra, verdien jy dit, dat God jou vergewe? As jy hom vra, Here vergewe my. Is ek en jy so besonder, dat ons na die Here met vrymoedigheid kan gaan en sê, Here, op grond van my goedheid, moet U vir my vergifnis, genade, liefde en barmhartigheid skenk. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat juis genade ons deel geword het, en sodoende het ons kinders van God geword. En dit is dieselfde wat ons aan ons vroue moet bewys. Hulle is anders as ons. Klaar. Ons kan nie daaroor redeneer nie. Dit is asof ons van verskillende planete afkom. En tog sê die Bybel, God het ons geskape, man en vrou. En ek het dikwels vir mans al gesê, en ek het dit vir myself al gesê, by tye, as ek wil hê my vrou moet soos ek wees, dan moes ek met wie getrou het? Met myself. En luister, ek irriteer myself baie meer, as enige iets wat my vrou doen my irriteer. So kom ons kyk wat sê die Bybel, leef verstandig met jou vrou saam. 1 Petrus 1 vers 7, net so moet julle manne, die gedagte van 'n biologiese man, die Bybel sê manne, soos God ons geskaap het, en dan sê die Bybel, so moet julle manne. Dis 'n opdrag wat God ons gee. Dis nie iets waaroor ons kan arm druk en vir die Here sê, maar ons sal later daaroor besluit, en ons sal bietjie daaroor redeneer, en so bietjie inligting by die predikant gaan inwin, en by die sielkundiges, en by almal wat vir ons inligting kan gee, dan sal ons 'n besluit maak, nie? As kind van God, ek praat vanmôre met weergeborenes, ek praat met manne, wat die Here lief het, die Bybel sê, net so moet julle manne, verstandig met hulle saamlewe. Nou die gedagte, vriende, van verstandig, beteken om met insig en kennis te leef. Die man as kind van die Here moet sy kennis van die woord altyd vergroot en tentoonstel in die uitleef van die waarhede teenoor sy vrou. Lukas 6:46 sê die Here vir die mense wat na hom luister terwyl hy preek, waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Daarom moet 'n man die een wees wat die inisiatief neem om sy vrou en sy kinders te begelei in die waarheid. Hy self moet 'n student van die woord wees, en soos die Here hom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en soos die Here hom lei in die waarheid, en soos hy lees van die vrug van die Gees, en soos hy groei in die kennis en genade van die Here, so bou hy in sy vrou hierdie waarhede, sodat hy met verstand saam met haar sal leef. Hierdie gedagte dat hy verstandig met die vrou moet saamlewe, beteken verder ook, hy moet 'n student van sy vrou wees. Nou as jy dink jy gaan 'n graad kry in hierdie universiteit, 'n surprise vir jou. Daar word nie 'n graad uitgereik nie. Jy neem nie toe regtig in jou kennis in die sin dat jy 'n kwalifikasie gaan kry aan die einde van die studies nie, maar die gedagte om 'n student van sy vrou te wees, om haar te leer ken, insig in haar optredes en 'n verstaan van haar menswees, al is dit soms kompleks. Dis wat die Here van ons vra. Nou wil ek net vir u sê, dat die apostel Petrus hierdie opdrag gee, en aan die manne hierdie waarhede deurkommunikeer, was dit revolusionêr vir sy tyd, vir die manne van daardie tyd, juis omdat die Romeine en die Joodse manne met absolute mag in hulle huis geregeer het. Luister vriende, as u die geskiedenis gaan lees, het manne absoluut die sê in hulle huis gehad, het hulle soms wrede dinge gedoen in hulle huise, en die vrou het absoluut gelei daaronder. Vandag het baie verander, en ons dank die Here vir die vooruitgang wat daar was ook in die verstaan van sy woord. Maar Petrus kom en hy praat hier met manne wat uit genade gered is, wat redding in Christus gesmaak het, en hy sê vir hulle, julle moet met wysheid
saam met julle vroue leef. Verstandig saam met julle vroue leef. In Kolossense 3:9 sê dit vir ons so mooi. Kolossense 3 vers 9 en 10. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. So, in plaas van om verbitterd te word teenoor jou vrou, moet jy verstandig met hulle saamleef. Moet jy kennis van die woord opdoen, jy moet jou vrou bestudeer, jy moet kennis van haar opdoen, en jy kombineer hierdie waarhede, en jy leef saam met haar met hierdie wonderlike verstand, wat die Here jou gee, vanuit sy woord, en in jou groei saam met jou vrou. Nou, meeste van u ken vir Dominee Attie Olwage. Nou, hy was 'n predikant gewees, in die vorige kerkdenominasie, 'n baie besondere man, as u hom geken het. En hy het op 'n stadium gesê, dat hy en sy vrou was ook baie gelukkig getroud, en hy sê vir my op 'n stadium, of het hy in 'n boodskap dit gesê, hy sê op hulle 35ste huweliksherdenking, daardie môre te word hy wakker, en hy dink by homself, 35 jaar getroud, uiteindelik het ek al die antwoorde op al haar vrae. Hy sê, daardie môre toe gaan verander sy al die vrae. Hy sê, toe begin hy van vooraf met die leerskool, om sy vrou te ontdek. Onthou, vrouens gaan deur sekere fases in hulle lewe, anders as ons as mans. Die groot ding is, ons het nodig om wysheid van God af te bid, nie om hulle sondige praktyke en optredes te akkommodeer nie, maar om hulle juist te begelei deur die verandering wat in hulle liggaam plaasvind, die emosies wat soms net vrylik oorvloei, hierdie hele gedagte van anders dink as ons en anders optree as ons. So die Bybel sê vir ons, as mans moet ons, as weergeborenes moet ons verstandig met ons vrou saamlewe. Nou hierdie gedagte van saamlewe of saamwoon, se betekenis is letterlik om dieselfde huis met mekaar te deel, maar in die klassieke Grieks was dit die amptelike terme vir die intieme huwelikslewe. So as Petrus sê ek moet met my vrou saamlewe, dan sê Petrus eenvoudig dat ons voortdurend saam met hulle moet lewe, ons moet voortdurend hulle behoeftes vervul, en hoor nou, dit gaan nie oor die blote deel van 'n adres nie, maar om jou hele lewe, fisies, emosioneel en sosiaal aktief met jou vrou te deel. Ek het onlangs by 'n huweliksplegtigheid, of nie onlangs nie, seker so 'n paar maande terug by 'n huweliksplegtigheid vir die paartjie gesê, dis twee onvolmaakte mense, wat in hierdie huweliksverhouding kom staan, wat God ingestel het. En aan die einde van hierdie huwelik gaan hulle of getuig van blydskap en vreugde, of van hartseer en pyn. As man het die Here my geroep as hoof van my huis, in hierdie opsig moet ek die leiding neem, om wys met my vrou saam te lewe. Ek moet die Here vra vir geduld, vir genade, vir kennis uit sy woord. Ek moet my vrou bestudeer, ek moet sien wie sy is, ek moet groei saam met haar, en ek moet haar so begelei, dat God die Vader verheerlik sal word in hierdie huwelik, wat hy vir ons gegee het. Daarom sê Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug, of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Jy sal sien, hier word gepraat met die man en met die vrou, maar die beginsel van môre, ons staan stil by ons mans, dat ons nie iets sal doen uit selfsug, of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet ons die een die ander hoër ag as homself. Om onder jou vrou in te kom is nie 'n teken van swakheid nie. Dis nie dat jy 'n swakkeling is nie, maar is om God se opdrag ten uitvoer te bring in jou liefde vir jou vrou, en om in wysheid met haar saam te lewe. Al verander sy al die vrae na 35 jaar. Om nog steeds vir die Here te vra, Here, omdat ek U liefhet, onthou waar ons begin, as my verhouding met God reg is, dan vloei dit deur na my verhouding met my vrou, met my kinders, en so kan ons die Here dan ook in hierdie de mekaar samelewing verheerlik, deur 'n huwelik te hê, wat God welbehaaglik is. En luister, ons kinders, kyk daarna. Vanmôre van my seuns boodskapies gekry, pa, baie dankie vir die voorbeeld wat jy vir ons stel. Dankie dat jy vir ons in hierdie opsig en in daardie opsig 'n voorbeeld stel, en ek bely dat ek nie altyd in elke opsig 'n voorbeeld is nie.
Maar een ding wat ek die Here vra, Here help my dat ek sal streef daarna. En dat hulle bo alles sal sien dat ek hulle ma liefhet. Dat hulle ma nie net nog iemand in my huis is wat rond beweeg, kos maak, huis bietjie aan die kant maak, was goed was en in die res van die tyd is hy eintlik een wat sleg behandel word nie. Mag ons vir ons seuns 'n voorbeeld wees ook, hoe hulle later hulle vroutjies sal behandel. Volgende sê Petrus, hy sê bewys aan hulle eer as die swakkere, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys. Nou, baie interessant is, vriende, hierdie gedagte van swakkere eer bewys, is eenvoudig die gedagte van, dat sy waarde het. Sy's kosbaar. Kom ons gebruik 'n eenvoudige en 'n praktiese illustrasie in hierdie opsig. As jy 'n mooi antieke vaas het, nou jy weet wat 'n vaas is, 'n ding waar jy blomme in sit, né? Maar as jy 'n antieke een het, daai goed, hoor ek, gaan baie keer vir 'n paar 100.000 rand. Dan gryp jy nie hierdie vaas wanneer jy 'n spyker in die muur wil inslaan en jy gebruik die vaas en kap die spyker in nie. Dink jy dit sal slim wees? Of die klein kinders kom en hulle kom speel en hulle vra, ouma, ons soek speelgoed. Ons haal hierdie vaas af en ons gee vir die kinders om mee te speel. Dis 'n paar 100.000 rand werd. Ons sal dit nie doen nie. Ons is nie dom, ons is nie onnosel nie. Ons vrouens is baie meer werd as daardie kosbare vaas, en daarom moet ons in haar lewe inbou en haar sien as hierdie een wat God ons gegee het, en ons moet eer aan haar bewys. Ons moet daagliks eer aan haar bewys, en wat vir my kosbaar was in hierdie studie wat ek gedoen het, mans word beveel, en hou ons van bevele. In die weermag het ons amper 'n weersin, en die polisie 'n weersin gekry teen dit. Links, regs, hardloop soontoe, gaan half my daai ding, breek hy takkie van die boom af, bring hom hier na toe. Dink jy by jouself, ek wag net tot ek hier klaar is. En dan sal ek hou uitsorteer wat my so rondgejaag het, en dan kom ek agter as ek klaar is, maar hy is nog steeds groter as ek. Dan los ek dit maar. En die hele gedagte, ons hou nie eintlik van opdragte nie, maar as God vir ons 'n opdrag gee, dan voer ons dit uit omdat hy ons skepper is, hy die huwelik ingestel, hy is die een wat ons lewens in stand hou, en hy sê vir ons, hy gee ons die bevel om aktief eer aan ons vroue te bewys, omdat sy vir ons kosbaar is, omdat haar waarde vir ons ver bo korale is. Hoor nou wat baie interessant was. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir die eer wat God toekom. Die eer wat ek aan God bewys moet dieselfde wees as die eer wat ek aan my vrou bewys. 'n Man moet sy vrou beskou as 'n kosbare skat wat sy respek werd is en haar nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Nou as jy vanmôre miskien so 'n bietjie ongelukkig is met u vrou en jy dink by jouself, man, ek is so 'n bietjie moeg vir haar. Sy het my al baie nonsens gegee die afgelope klompie jare. Dink net by jouself, wat kon jy gekry het? Ek kyk nou die dag toe, wys hulle so 'n advertensie van hierdie vrouens wat in hierdie cages beklei. Dink myself, ek is bly ek het nie een van hulle nie. Dink dit as ek nie aan haar nie eer bewys en sy trek my hier voor my bors nader en sy slaan my met 'n kop en sy gryp my daar in 'n kopgreep en sy druk my dat my tong uithang, dan sal ek terug verlang na my eie vrou, hoor. Dis hoekom ek vir jou sê, as jy vanmôre ondankbaar is, dank die Here, daai vrou is nie joune nie. Bewys aan haar eer. Luister, jy het haar getrou. Ek sê dikwels vir paartjies wat kom vir huweliksberading, en sê ek vir hulle, jy het daai vrou getrou. Jy het gesê ek wil my lewe lank met haar spandeer. Gee haar die eer wat haar toekom. En al verdien sy dit nie, voer God se opdrag uit, omdat jy God liefhet en hy jou redder is. Sy's daardie kosbare vaas, as ons weer terug kan kom na daardie illustrasie. Sy moet die ereplek in die huis hê. Respekteer haar, waardeer haar. Betoon dankbaarheid aan haar vir die werk wat sy doen. Dit maak nie van jou 'n swakkeling nie, en enige vrou wat die Here liefhet, sal blom onder hierdie wonderlike, amper sê leierskap van 'n man wat die Here liefhet en haar liefhet. Nou vriende, as die Bybel praat van dat sy die swakkere is, dan is daar 'n tweeledige verklaring. In haar fisiese kapasiteit is sy swakker as die man. Ek weet nie of u nou die dag gehoor het, nou met al hierdie debatte wat aan die gang is oor mans wat mos nou verander in vrouens, het jy agtergekom as bitter min vrouens
wat verander in mans wat aan sport gaan deelneem. Al die mans wat vrouens word gaan neem deel aan sport, omdat hulle te swak is om as mans iets te bereik het, maar hoe dit ook al mag sy, en toe lees ek hierdie berig van die man, wat nou 'n vrou geword het, en hy neem deel, en ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, maar hierdie cage, bekleierery, hierdie waar hulle binnekant hierdie hok is, en hulle beklei, en daardie man wat 'n vrou geword het, het 'n ander vrou beklei, en hulle sê na die tyd, toe die geveg klaar is, hulle daai vrou lyk my uitgedra met 'n draagbaar, haar skedel was gekraak gewees. In die onderhoud na die tyd het hy uit amper daai vrou doodgeslaan. Want hy's 'n man wat 'n vrou geword het, en 'n man kan nie 'n vrou word nie, want God het ons biologiese skape soos ons is. Die beginsel wat ek vir u wil deurgee, die Here het ons 'n groter kapasiteit. Ons is sterker as die vrou. Daarom het die Here gesê, ons moet haar beskerm, ons moet haar lief hê, sy moet onder ons vleuel veiligheid vind. Daarom sê die Bybel, dat ons aan die vrou as die swakkere eer moet bewys. Dit beteken nie, vriende, dat sy minder breinkapasiteit as ek het nie, of dat sy 'n minderwaardige persoon is, nie glad nie, maar sy's meer kwesbaar. In die tyd wat Petrus geskryf het, was vrouens geweldig kwesbaar geweest, maar ook in die sosiale en wetlike kwesbaarheid. In die eerste eeu het vroue byna geen wetlike regte gehad nie. Hulle kon maklik deur mans uitgebuit, mishandel of weggesmy word. Hulle was in 'n swakkere posisie van mag. Onthou jy toe Ester, of verskoon toe Rut, en haar ma Naomi teruggaan na die land, was hulle eintlik maar blootgestel aan uitbuiting. Soveel so dat Boas gesê het, jy raak nie aan hierdie vrou Rut nie. Vir sy diensknegte gesê, julle raak nie aan hierdie vrou nie, omdat hierdie vrouens so uitgebuit was. Dis vrouens wat in die antieke wêreld geweldig swaar gekry het. Vandag het dinge redelik verander, maar die Bybel gee nog steeds dieselfde beginsel deur. Hulle is fisies swakker as ons. Hulle is in 'n mate meer kwesbaar as ons. Hulle glo mense makliker as wat ons glo. En baie keer, ek en my vrou het al baie die gesprek gaan, as al mense goed praat, dan sê sy, regtig, is dit so? Jo, kyk ek my vrou sal dink myself, kan nie wees nie. 'n blinde man met 'n stok kan voel, hierdie ou praat die grootste klomp nonsens op aarde, en sy glo hom klakkeloos. En na die tyd ry ons en sê ek hoop jy het werklik hierdie ou geglo nie. Hy praat 'n klomp nonsens. Regtig? Ja, my vrou, regtig. En later dink sy by haarself, maar hier is hierdie man vir my skitterend. Hy sien deur mense, en tussentyd is maar net omdat vrouens meer kwesbaar is en dikwels meer uitgebuit word. Jy moet die hartseer verhale hoor van hoe vrouens uitgebuit word deur makelaars nadat hulle man oorlede is, hoeveel geld verloor het omdat hulle klakkeloos mense net glo en aanvaar wat mense sê. Ek vra dat u en ek as man, hulle sal leer, hulle sal onderrig, hulle met wysheid en insig sal begelei, dat as ek en jy nie meer daar is nie, dat hulle nog steeds vrou kan wees, en hulle kan staan en God so kan verheerlik. Efesiërs 5:28 sê, so behoort die man sy eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. So ons bewys haar eer aan haar eer as die swakkere, omdat God vir ons hierdie opdrag gee, hierdie bevel gee, soos ek my eie liggaam nie skade aandoen nie, so doen ek my vrou nie skade aan nie. Soos ek myself nie wil uitbuit nie, so buit ek my vrou nie uit nie. Ek poog om haar as die swakkere eer te bewys. En ag vriende, somtyds hoor ek mans wat sê, man, as sy 'n man was, het ek haar 'n goeie draagslag gegee. Ek wil jou vanmôre sê, sy is nie 'n man nie. Sy is die vrou wat jy gekies het om saam met jou te wees. Vra die Here vir genade om ook in die moeilike tye vir haar 'n man te wees wat onder haar inkom en haar liefhet. Die derde gedagte, onthou, hulle is mede-erfgename. Hulle is mede-erfgename. Hoor wat sê die Bybel in 1 Petrus 1:7, die C-gedeelte. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe, dan die vroulike geslag as die swakker eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Nou vriende, hierdie gedagte van erfgename beteken, die voorvoegsel syn beteken saam met. Dit is 'n gelykstellende terme. In die Romeinse reg het vroue selde geërf. Petrus plaas die vroue regstreeks langs die man as 'n gelyke
erfgenaam in God se koninkryk. So wat Petrus eenvoudig sê, op aarde gaan daar verskille wees. Luister, ons gaan dit nooit heeltemal uit die weg ry nie. Daar is sekere opdragte wat die Here vir 'n man gee, daar is sekere opdragte wat die Here vir 'n vrou gee. Soos die man sy vrou moet lief hê, so moet die vrou onderdanig wees aan haar man. Dis opdragte wat God ons gee, en elkeen van ons gaan dan ook rekenskap voor die Here gee oor hoe ons uitgeleef het wat die Here vir ons gegee het. Maar die beginsel wat hier na vore kom is, in daardie tyd het vrouens min gekry, dikwels blootgestel. Ek het nou die voorbeeld gebruik van Naomi en Rut. Eintlik mense wat totaal aan die samelewing dan uitgelewer was. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, Petrus kom in daardie tyd, in daardie kultuur, met al daardie moeilike omstandighede, en hy sê, die dag toe ek daardie vrou getrou het, moet ek besef dat die Here haar gegee het as 'n geskenk vir my. Ek moet haar voed, ek moet haar versorg, maar bo alles moet ek onthou, dat sy saam met my eendag die hemel gaan beerwe. Sy gaan saam met my die hemel beerwe. Hoor wat sê die Bybel in Genesis 1:27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Waarom is dit so dat mans en vrouens soos ramme staan, en hulle stamp heeltyd kop teen mekaar om te kyk wie's die sterkere en wie gaan die baas wees in die huis en wie gaan die laaste sê? Luister vriende, so huwelik is 'n hartseer huwelik. Om jou lewe so te leef is eintlik hartverskeurend om te dink daaraan dat mense so oud word. Daar's geen liefde, daar's geen deernis, daar's geen omgee vir mekaar nie. Dis nie wat God bedoel het nie. Hy sê kyk na die skepingsverhaal. Man en vrou is gelyk. Dis nie dat God vir die man gesê het jy is besonder en hierdie ou sleepsel wat ek vir jou geskaap het, trek hom maar saam. Probeer jou dingetjie maar verdra. Sy gaan jou al jou dae gee, maar byt vas. Byt vas. Die Here het glad nie so opdrag gegee nie. Ek het haar geskape, soos ek jou geskaap het. Ek het vir jou opdragte gegee, ek het vir haar opdragte gegee. En ek kom agter in die 35 jaar dat ek en my vrou getroud is, hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe meer vra ons, Here, laat ek my rol vervul, soos U dit van my vra. En my vrou vervul haar rol, soos die Here van haar vra. Ewe skielik is daar vrede en harmonie in die huis. Ewe skielik verstaan ons mekaar beter. Ewe skielik is daar minder kopstamp. Ewe skielik is daar minder konflik en hartseer en pyn. Jy sien God wat die huwelik daar gestel het. Hy weet hoe dit gebeur en moet ek ook my kinders so begelei. My seuns moet sien as daar konflik in die huis kom, hoe hanteer ek en ma dit? Hoe hanteer pa sy vrou wanneer daar probleme kom, wanneer sy miskien iets gedoen het wat ek nie van hou nie? Wanneer sy miskien die spieeltjie van die kar afry. En jy dink by jouself, maar meeste man sê, hoe het jy dit reg gekry? Kan jy nie sien waar jy ry nie? Maar jy vergeet om vir haar te sê, jy het nou die ander spieël afgery. En het gou dat regmaak sonder dat sy weet, wat mamma mag nie weet, papa het dit gesien nie. Of die krap wat op die kar sit hier onder en pa parkeer die kar elke keer so dat ma nie die krap sal sien nie. Die hele gedagte is eenvoudig net dat ons sal besef hulle is mede-erfgename. Hoor dit sê Galasiërs 3:28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou vriende, hierdie nuwe tipiese kultuur wat ons vandag kry, sê vir ons, sien jy, daar's nie meer 'n man of 'n vrou nie. Ons is nou 'n dit. Nou vra ek vir ouens, verklaar my, wat is 'n dit? Is dit manlik, is dit vroulik? Nee, dit is dit, sê hulle. Okay? Hierdie teks beteken niks moet, daar's nie meer 'n man nie, en daar's nie meer 'n vrou nie, ons almal is nou dits nie. Sien wat dit beteken nie? Die Bybel bedoel vir ons eenvoudig en wil vir ons sê, ons almal is gelyk voor God. Dis nie dat die Here die man liewer het as die vrou nie. Dis nie dat die Here die man hoër sien as die vrou nie. Die Here het ons gelyk geskape. Ons elkeen het ons opdragte wat ons ten uitvoer moet bring. Daarom voor die Here is daar nie aansien. En hy's nie 'n aannemer van die persoon nie. Wat die Here eenvoudig hier deur Paulus vir die gemeente wil sê is dat Jode dink hulle is beter as die heiden en Paulus sê vir hulle eintlik, luister, 'n Jood en 'n heiden voor God is gelyk. Almal is gelyk. As jy weergebore word, as jy erfgenaam van God, deur God se genade en ingrype red hy jou, maar dat ons hierdie groot waarheid sal sien.
U sien, eendag sal ons saam met ons vroue in die hemel wees. Hulle is mede-erfgename van hierdie wonderlike genade, mede-erfgename van hierdie heerlikheid wat ons sal beerwe. Ek vra jou, leer nou al om saam met haar te lewe eendag in die hemel. Of leer op aarde om saam met haar te lewe, wat jy gaan in die hemel eendag saam met haar wees. En baie ouens sê vir my, maar luister, in die hemel gaan ek sondeloos volmaak wees. Die Bybel sê, nou ken ek ten dele, en eendag sal ek ten volle ken. Nou wil ek jou vra, begin so lank om haar te ontdek. En miskien gaan jy agterkom, sy is nie so sleg as jy dink sy is nie. Miskien gaan jy agterkom, luister, ek geniet haar meer, as ek ooit gedink het ek sal haar geniet. Ek moet vir u sê, in die 35 jaar, as ek terugkyk oor die eerste paar jare van jonk en impulsief wees, is ek skaam, en somtyds hartseer. Maar ek dank die Here dat hy vir my nog genadejare gee saam met my vrou. Om dit wat die Here vir my uit sy woord leer in haar lewe in te bou. Om saam met haar te groei, om my kinders te begelei, om huisgesind te wees in 'n samelewing wat God verheerlik. Want hoe sal die samelewing weet en sien hoe lyk 'n huwelik wat God verheerlik, as die kerk dit nie vir hulle wys, as die weergeborenes dit nie vir hulle wys nie. Leer om vanuit die waarheid van die woord haar te sien as gelyk voor die Here. Terwyl hulle verskillende rolle vervul. Die man as hoof, die vrou wat saam met hom werk. Die vrou wat onderdanig is aan hom. En mag God so verheerlik word. En dit bring ons by die laaste gedagte uit. Terwille van die tyd. Nou waarom sal ons dit doen? Waarom sal ek al hierdie gedagtes dan doen wat die boek, of wat 1 Petrus 1:7 sê, dat ek verstandig met haar moet saamlewe, dat ek eer aan haar sal bewys, dat ek sal besef sy is 'n mede-erfgenaam van die genade. Die Bybel sê eenvoudig, sodat ons gebede nie verhinder mag word nie. As jy 'n kind van God is vanmôre, dan bid jy. As jy nie bid nie, is jy heel moontlik nie 'n kind van die Here nie. Want 'n kind van die Here bid. Ons bid nie almal dieselfde gebede nie, ons bid nie ewe lank nie, ons bid nie dieselfde woorde nie, maar elke kind van die Here het die begeerte in sy hart van die Gees roep uit, Abba, Vader. Dis wat die Gees in ons harte uitroep. En nou sê die Bybel vir ons doen hierdie dinge sodat ons gebede nie verhinder word nie. Man sê baie keer, maar ek probeer al hierdie goed doen, maar my vrou waardeer dit nie. Sy sien nie in wat ek vir haar doen nie. En dit is miskien so. Maar waarom doen jy dit? Omdat jy die Here liefhet. Dis jou eerste motivering, omdat ek die Here liefhet. En as ek vanmôre in my studeerkamer gaan, en ek gaan bid, en ek sê, Here, U weet wat in my hart aangaan, U weet wat in my huwelik aangaan, U weet wat in my lewe aan die gang is. Ek kom onderwerp my aan U. En ek vra, Here, dat ek nie in my lewe 'n blokkasie sal hê, omdat ek miskien bitter teenoor my vrou is, omdat ek miskien opstandig in my hart is teenoor haar wat sy aan my gedoen het, of miskien nie gedoen het nie. Maar help my om saam met haar te lewe, sodat my verhouding met U nie skade ly nie. Dis die enkel belangrikste verhouding in ons lewe. Matteus 5:23 vir ons mans. Ek het so 'n aantekening of 2 gemaak daaroor. Matteus 5:23, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Nou ek het al baie preke oor hierdie vers gehoor, maar ek het nog nooit die toepassing gehoor, waar die predikant sê, as jy 'n fete met jou vrou het, los jou gawe daar by die altaar. Gaan na jou vrou, versoen jou met jou vrou, en dan bring jy jou gawe. Die vrou, as jy met jou man 'n fete het, los jou gebede. Gaan na jou man en versoen met jou man. U sien, ons maak altyd die toepassing daar buitekant. By my werksplek, in my familiekring, in my buurt, in my omgewing. Jou eerste prioriteit lê in jou huis, onder jou dak. Onthou jy toe ons begin het? Ons moet verstandig met haar saamlewe, beteken om 'n selfde adres met haar te deel, om saam met haar te woon onder een dak. Dis waar my heiligmaking begin. Dit begin nie buitekant in 'n vertoon voor ander mense hoe ek lewe nie. Waarom sal ek dit doen? Waarom sal ek my onderwerp aan God? Sodat my gebede nie verhinder word nie. Die Here sê, as ek begin bid, en daar is wrywing tussen my en my man, of my en my vrou, het ek nodig om te gaan en reg te maak. En u weet mos hoe dit werk. Dis vrek moeilik om jammer te sê. Ek gee nie om wie jy vanmôre is nie. Jy stap so verby jou vrou dan.
Wat maak jy vandag? Niks. Sy soek vir my. Ek het nou eintlik gekom om jammer te sê, maar sy karring. Nou dink ek het hier in my kop, né? Sy karring. Ek is eintlik hier, ek wil nou geestelik wees, ek wil nou kom jammer sê. En dan sal ek so sê, "Hier koffie." Nee, ek wil nie koffie hê nie. Dan dink jy, nou soek sy vir moeilikheid. Nou soek sy moeilikheid. In plaas van jy net daartoe gaan en vas sê, "My pop, ek is jammer. Ek het teenoor die Here gesondig en ek het teenoor jou gesondig." Ag, kom ek praat uit die pastorie. Julle hou van pastorie stories. Ek het al agtergekom. Julle hou daarvan. By een geleentheid ek en my vrou bietjie woorde gehad en ek dink by myself, ek moet vir haar jammer sê. Die Here vra dit van my en by ons vorige pastorie kom sy so afgestap na die gang toe en ek staan by die deur. En toe sy verby wil loop, toe skep ek haar so met my arm. En ek trek haar nader, ek sê, "Vaak, ek wil net vir jou sê ek is jammer. Ek wil jou nie nou vergewe nie." Wat is my Bybelse antwoord? Wat is my Bybelse antwoord? Die Bybel sê verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander gesondig het. Daarna het ons lekker koffie en tee saam gedrink and we live happily ever after. So wat ek maar vir u probeer sê is so gou as moontlik probeer die konflik uitsorteer. Probeer hierdie sake regstel, want u sien dit bou bitterheid in ons harte. As jy vanaand gaan slaap, as jy môreoggend opstaan, raak jy meer bitter. Hoekom sê sy nie sy's jammer nie? Die Here het vir my die opdrag gegee dat my gebede nie verhinder mag word nie. Dit help nie ons hou wrokke in ons harte nie. Hoor dit sê die Bybel in Efesiërs 4:26 word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou tore nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Net so voor jy dink as man dat jy volmaak is, gaan sit bietjie stil en dink aan jou lewe tot op hede. Daar is een volmaakte, en dit is die God van hemel en aarde, wat in Christus ons kom red het, deur sy gees in ons woon, hy roep ons op tot volmaaktheid. En hoe dikwels skiet ons ver tekort in. Mag die Here genade gee dat ons hierdie groot waarheid sal sien. Sien, as ons hierdie waarhede tentoonstel, dan raak 1 Petrus 1:7 vir ons makliker. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van God is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Paul Washer het nou die dag gesê, en ek het dit vir u al gesê in 'n boodskap, ek sê dit weer vir u vanmôre. Paul Washer het gesê, die dag toe jy trou, het God jou die opdrag gegee om sy dogter veilig huis toe te bring. En dis 'n pad van begeleiding. Dis 'n pad waar jy wys met haar moet saamlewe. Dis 'n pad van vergifnis wat jy moet gee. Dis waar jy inbou in haar lewe, waar jy haar karakter bestudeer, waar jy kyk wat sy doen en wanneer sy wat doen en wanneer sy alles verander en alles anders doen, om nog steeds vir haar lief te wees, soos die Here dit van jou vra. Die groot kommentaarskrywer Matthew Henry het gesê, "The woman was made of a rib out of the side of Adam, not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved." Nou ek wil u vra dat u as man vanmôre saam met my sal aanmeld en sal sê, Here, in die eerste plek vind ek my volmaakte vervulling in u. Geen verhouding op aarde, geen man of geen vrou kan vir die ander een vervulling bied soos die Here nie. Maar Here, vanuit my verhouding met u, wat 'n verhouding is waar u as volmaakte in my lewe kom ingryp het, my kom red het, wil ek u vra dat ek dit sal uitleef na my vrou. Dat my kinders sal sien hoe lief ek hulle ma het. Dat ek haar sal versorg, dat ek haar sal ondersteun, dat ek haar sal opbou in die allerheiligste geloof. En ek bid dat vroutjies wat hierdie genade beleef, saam met hulle man sal groei, en ook die Here sal verheerlik in die opdragte wat die Here vir hulle gegee het. Mag die Here ons genade gee, 'n kort eenvoudige boodskapie, gedagtes. En wil ek vir die vrouens vra, as julle nou aanlyn vanmiddag wil gaan soek na die Husband Store, dan wil ek vir julle sê, vat maar die Bybel, want daar gaan jy 'n baie beter antwoord kry vir dit waarna jy soek. Kom ons bid saam. Vader, ons bid vir groot wysheid in ons uitleef van ons
liefde teenoor ons vroutjies. Ons weet dit begin by ons liefde teenoor U en vra ons vir U vir groot genade, vir wysheid en insig, dat ons U in alles kan verheerlik en eer kan bring op U naam, en dat ons huise 'n plek van rus en vrede sal wees. 'n Plek waar ek en my vrou en my kinders saam U kan eer en verheerlik, om ook in die samelewing vir die ongeredde wêreld te wys hoe lyk 'n gesin wat God welbehaaglik is. En ag Here, ons bid vir wysheid, ons bid vir insig en vir krag, en ons bid dit tot eer van U naam.